Broers en susters, ek nooi julle, indien jou Bybel hier het, ons sal met jou blaai in die woord van die Here na Johannes, hoofstuk 1, en ons gaan daar een enkele vers saam lees. Ek vertrou dat julle die perikoop, vertroud is met die perikoop, en sekerlik een van die mooiste gedeeltes in die Bybel oor die koms van Jesus na die wêreld, baie diepsinnige gedeelte, maar vanmôre net hierdie een versie, vers 14. Johannes skryf en hy sê in vers 14, hy sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou. Nou net voordat ek verder gaan, net voordat ek vergeet, ek moet myself in die rede val. As ons praat van heerlikheid, dan dink ek aan die pragtige heerlikheid van rangskikking wat daar voor staan. Wolly en Marike, ek weet julle wil nie ek moet dankie sê nie, maar ek wil vir julle dankie sê vanmôre. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap vir die moeite wat ingegaan het om daai rangskikking te doen, en dis die enigste keer in die jaar wat Wolly werk is Kers, is wanneer daai ding gedoen word, en dan werk Marike om al daai goedjies te doen. Ek grap sommer. Nou, liewe gemeente, Kersfees is 'n baie spesiale, maar ook 'n baie bekende tyd op die Christelike kalender. En as ons dink, en ek dink aan die liedjies wat ons vanmôre gesing het, is 'n tyd van bekende liedjies, bekende tekste en ook bekende gebruike, is dit nie so nie? Nou elke huisgesin het sy eie manier van Kersfees vier, is dit nie? Sommige gaan groot, met liggies en reindeer en elfies. Ongelukkig word die dinge maar vermeng in die dag waarin ons leef, en maar ons wat hierdie dag vier, nêrens in die Bybel sê dit dat Jesus op die 25ste Desember gebore is nie, nêrens sê dit dat ons Kersfees moet vier nie, maar is 'n dag wat ons eenmal in 'n jaar een kan sit waar ons spesifiek fokus op die vleeswording van Jesus Christus, sy koms na hierdie aarde toe. En as gelowiges weet ons, as Kersfees aanbreek, ons ken die storie, ons weet wat gebeur, en ons weet ook baie goed hoe dit eindig. Maar ek dink juis omdat dit so bekend is, kan Kersfees baie maklik iets wees wat ons onthou as 'n storie, Ons ken die storie, ons ken die gebruik en alles wat daarmee saamgaan, maar partykeer verloor ons uit die oog dat Kersfees, hierdie tyd van die jaar waar ons fokus op die geboorte van Jesus, dat dit eintlik 'n tyd is wat God wil hê ons iets moet beleef en eindelaas moet gaan leef. En ek dink juis omdat dit alles so bekend is, omdat die geraas stil raak en die ritme van die jaar en die lewe ook stadiger, gebeur daar ook iets anderster gedurende Kersfees. En dis ook die tyd van die jaar waar dinge wat lank onderdruk was, hier in ons onderbewussyn, dikwels ook so 'n bietjie na die oppervlak en na die voorgrond van ons lewens en gedagtes kom, daai moegheid wat nie oornag gekom het nie, waarvan ons verlede Sondag gepraat het, waar Jesus ons almal nooi en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Dalk 'n stukkie hartseer vanoggend in ons harte, wat ons beleef, omdat die geliefdes wat laas Kersfees saam met ons was, nie hierdie Kersfees hier is nie. En as jy vanoggend ingekom het, en jy het 'n geliefde afgestaan aan die dood gedurende die jaar, wil ek vanoggend vir jou sê, ons harte gaan uit na jou. Ons weet, dit is 'n moeilike aansluiting, en veral in Kersfees, wat 'n mens hartseer het, en ook heimwee oor die dood van ons geliefdes. Ja, terwyl die wêreld fees vier, en ons oral prentjies sien van die lekkerste etes en die geselligheid om kampvure, is daar ook sommige wat in hierdie tyd herinner word aan die onsekerheid van die toekoms. Dis nie asof die werklikhede van die lewe verdwyn net omdat ons liggies op 'n boom gehang het nie. Ja, daar is dalk vanoggend nog die seer van verhoudings wat skeef geloop het hierdie jaar en nog nie uitgesorteer is nie. Vra, sonder maklike antwoorde. En jy weet, terwyl ek hierdie week hieroor nadink, besef ek dat wanneer mense in sulke oomblikke soos hierdie oor God nadink, is die vraag wat ons vra op 'n dag soos hierdie selfde teologies.
Dis nie vrae soos, was Jesus histories gebore, of was daar nou regtig 3 wyse manne, was hulle Joodse skrifgeleerdes, of was hulle Joodse magie, of is die inkarnasie letterlik, of is dit simbolies nie, maar die vraag wat ek dink die diepste in ons harte omgaan is God nou hier? Is hy naby aan my werklikheid? Of is hy net deel van 'n storie van lank gelede? Johannes, hy antwoord hierdie vraag vir ons in een sin, hoor wat sê hy. Hy sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Johannes sê vir ons baie duidelik dat God na hierdie wêreld toe gekom het, en God het gebly. En ek dink as God gekom het om te bly, dan verander dit nie net dit waarin ek en jy glo nie, maar ook dit wat ons vanmôre, as ons dit werklik glo, wat ons vanmôre beleef, en ook hoe ons elke dag van hier af vorentoe gaan leef. En die feit dat Johannes sê dat God nie net gekom het na hierdie aarde toe nie, maar dat hy gekom het en gebly het, beteken vir ons in die eerste plek dat hy gekom het om ons werklikheid te kom betree. Johannes praat van 'n lig wat opgegaan het oor 'n donker wêreld, en die lig van die wêreld wat duisternis kom betree het. Johannes sê, die woord het vlees geword. Dit beteken vanoggend vir ons dat God nie op 'n afstand gebly het nie. Nee, daarbo in die hemel, en dink daaraan vanmôre, God kon dit so gedoen het. Hy kon in die hemel gebly het, en so eenmaal elke 100 jaar, of 50 jaar, of 1000 jaar, die engeleskare versamel het, die trompette kon geblaas het, en wonderlike skouspel van die hemel, en hy kon boodskappe na die aarde toe gestuur het, en gesê het, hoorie, ek is nog God, ek bestaan nog, ek leef nog, alles is nog oké hierbo in die hemel, alles is nog in plek. Hy was by magte om dit te doen, van ver af, van 'n afstand af. Ja, as ons 'n bietjie nader kom en kan spring na Paasvrydag, hy kon Paasvrydag verskyn het, en Sondag weer verdwyn het. Hy het nie 'n boodskap gestuur en net gesê, luister, goed, daar het 'n offer in die hemel plaasgevind, en ek het goeie nuus vir almal van julle, julle sondes is vergewe. Hy kon dit gedoen het, hy's God. Hy kon van 'n afstand af met ons gewerk het, maar nee, die skrif sê, hy, die woord, het vlees geword, en hy het onder ons gewoon. Jy weet, wanneer Johannes praat van die woord, gebruik hy 'n Griekse woordjie, die woordjie logos, en Johannes, vir hom is dit nie net 'n boodskap of uitspraak nie, maar wanneer ons die woord gaan bestudeer, dan kom ons agter dat Johannes verwys hier na 'n persoon. En daardie persoon se geboorte of se vleeswording wat ons vanmôre vier, die woord sê hy is die logos, hy is die selfopenbaring van God, die onsienlike, onverderflike, alleenwyse God het gekies, gedring deur liefde om homself aan ons bekend te maak, sodat ons Skepper sou ken. Hoe wonderlik is dit nie? 'n almagtige God, die almagtige God, wat die verhaal so anders kon skryf, het homself aan ons kom openbaar. En dis hoekom Johannes later kan sê, die woord was by God en die woord was God. En toe daardie God mens vlees word, homself aan sy skepping kom openbaar, sê Filippense 2 vers 6 in die mees konkrete terme, hoe Jesus in sy selfopenbaring homself met ons as mens kom vereenselwigheid. Hy het nie daar ver gebly, verwyderd van dit wat ons deurgaan hier op aarde nie. Die Bybel sê vir ons, hy het moegheid geken. Die Bybel sê vir ons, hy het emosionele pyn ervaar. Ja, daar was ook tye wat Jesus
spanning beleef het en ook verlies. Hierdie God wat homself aan ons kom openbaar het ook honger gehad, hy het ook dors geword, hy het ook trane geken. En wat Johannes sê, die woord het vlees geword, beteken dit vanmôre dat daar geen deel van ons lewens is waar God vandag vir jou kan sê en voor ons kan staan en sê, ek verstaan nie. Ek verstaan nie wat jy deurgaan nie. Ek verstaan nie die gebrokenheid van hierdie wêreld nie. Ek verstaan nie verwerping nie. Ek verstaan nie hoe dit voel wanneer mense my valslik beskuldig nie. Ek verstaan nie. Nee, hy kan vanmôre sê, hy verstaan, want hy, die woord, het vlees geword en hy het gekies om onder ons te kom woon. Ek het een van die mees gerusstellende tekste in die Bybel, as ons dink aan die vleeswording van God en dat Jesus homself met ons kom vereenselwig het, is Hebreërs 4 vers 15. Hoor wat sê die woord, hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Hy sê maar ons het een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Is nie wonderlik vanmôre om hierdie wete te hê, die woord het vlees geword nie. Ek wonder, wil jy nie net 'n bietjie daar waar jy sit, net vir 'n oomblik jou oë sluit saam met my? Wil jy nie vanoggend uit jou eie hart uit net vir die Here dankie sê vanmôre nie? Vader, dankie dat U nie op 'n afstand gebly het nie. Dankie Here dat U alles prys gegee het. Dankie dat die God wat skynbaar nie geken kon word nie, homself aan ons kom openbaar het, sodat ons 'n Vader kon hê wat ons kan ken. Geliefdes, Johannes gaan verder, hy sê nie net God het vlees geword nie, maar hoorie wat sê hy? Hy sê God het onder ons kom woon. En wanneer God onder ons woon en wanneer God hier by ons kom bly, beteken dit dat hy teenwoordig is ook in die gewone en die algemene dinge van ons lewe. Ja, Johannes gebruik nog 'n woord wat letterlik beteken, wanneer hy sê dat God het onder ons kom woning maak, gebruik hy 'n woord wat letterlik beteken dat God 'n tent in ons midde kom opslaan. Dat hy gryp terug na Ou Testamentiese beelde, Eksodus 40:34, waar ons hoor van die tabernakel en God se teenwoordigheid, God wat by sy volk kom woon het, kom tabernakel het, kom tent kom opslaan het. En dis daardie selfde gedagte wat Johannes na ons te bring vanmôre, wanneer hy sê, hy het nie net vlees geword nie, maar hy het onder ons kom woon, hy het by sy volk kom woon, hy het nou in Christus Jesus by sy mense kom bly. Nie net vir 'n oomblik nie, nie net vir 'n seisoen nie, maar om teenwoordig te wees en ons nooit weer te los nie. Hoor jy vanmôre wat sê die woord? Om teenwoordig te wees en ons nooit weer te los nie. Dit was die belofte waarmee sy koms aangekondig was na die wêreld. Toe die engele verskyn en hy sy naam bekend maak, wat sê hy? Wat is sy naam? Ek is Immanuel. Ek is God met ons. Wanneer Jesus op die Olyfberg staan, voordat hy opvaar na die hemel in Matteus 28 vers 20 sê hy, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hy het gekom om te bly, om sy tent in ons midde op te slaan, om teenwoordig te wees en ons nooit weer te los nie. En ek wil jy moet sien vanmôre dat wanneer Johannes sê, hy het onder ons kom woon, luister jy, het God nie gekies om te kom woon in ons midde in paleise nie. Hy het nie vir hom 'n huis op Skildpult, adres op Skildpult gekry. En gesê, ek gaan daar bo bly en julle gaan hierdie kant van die spoor bly nie. Nou, ons bly hierdie kant van die spoor, so ek kan so praat. Hy het nie gesê, ek gaan myself in julle midde verwyder nie. Nee, hy het gesê, ek kies om onder julle te kom woon,
Ek kies om te woon in huise waar mense soms moeg is en waar die potte en die panne soms vlieg. Hallo? Nou ek weet hier vlieg nooit potte en panne in hierdie huise nie. Dis net daar by die pastorie so af en dan. Hy het gekies om te kom woon in huise waar potte en panne vlieg. Wanneer die potte en die panne vlieg, is die Here nie by die voordeur uit of by die agterdeur nie. Hy het gekies om woning te kom maak in gewone mense se gewone wêrelde. Hy het nie gekies om slegs in kliniese omgewings te leef nie, maar vuil werksplekke, vol druk. Hy het gekies om woning te kom maak in hospitale, waar mense siek lê en wag en hoop. Ja, so vreemd as wat dit soms mag klink, hy's daar. Midde van die siekes, midde van die gebrokenheid, hy's daar. Hy het gekies om te kom woon op vullishope, waar mense krap in die rommel op soek na kos. Hoor vanmôre, Jesus is daar, hy's ook op die vullishope vanmôre. Hy's nie net hier tussen die vier mure van die kerk of daar waar alles in ons wêreld reg gaan en waar alles perfek is nie. Nee, hy het gekies om te kom woon in verhoudings wat spanning dra, kantore en vertrekke waar besluite swaar weeg. Hy's teenwoordig in die gewone. Nou luister hier vanmôre, ek wil iets sê en dink bietjie hieraan. Hoe ek en jy leef elke dag word baie keer bepaal deur of ons glo iemand is weg of iemand is hier. Dink 'n bietjie daaraan. Hoe ek en jy leef elke dag word bepaal deur of ons dink iemand is hier of hulle is weg. Laat my dink aan die verhaal van Matteus 21 en ek gaan dit nou 'n bietjie nader in die huis bring. Matteus 21 vers 33 tot 41 lees ons van 'n huisheer wat die Bybel sê hy het vir hom 'n wingerd gekoop, hy het draad om die wingerd gesit, hy het vir hom 'n parskyp gemaak, hy het vir hom 'n wagtoring opgesit en toe het hy ouens toegelaat om die grond te huur en hulle moes daar boer en verbou en op 'n dag sou hy terugkom en dan sou hy kom rekenskap vra en hy sou sy opbrengs sou hy van die land sou hy kom eis. Maar ons lees dat toe daardie huisheer vertrek, terwyl hy weg was, het alles uitmekaar uitgeval. Later stuur hy 2 van sy werkers om verslag te gaan doen en die oes te gaan haal, die opbrengste te gaan haal en hulle gryp hierdie 2 en hulle maak hom dood. Hulle maak hulle dood. Later stuur hy nog ekstra. Meer as die eerste keer en hulle doen dieselfde. Toe hy sien dit werk nie, toe besluit hy nie later, ek dink ek gaan maar my seun stuur en hy stuur toe die seun en ook die seun het hulle gevat en hulle het hom aan 'n kruis vasgespijker en hulle het hom ook doodgemaak. 'n Beeld van Israel wat die teenwoordigheid van God vergeet het. En alles wat in Israel se kultuur en godsdienst ingebou was die teenwoordigheid van God, die tabernakel, die wet, die rituele, die offers, aanbidding, die feeste. God was in hulle midde. Hy het gewoon onder sy volk, maar hulle het vergeet van sy teenwoordigheid. Hulle het geleef asof hy nie daar is nie, asof hy nie teenwoordig was nie. En as ons hierdie Bybelse beeld 'n bietjie nader ons eie lewe wil trek vanmôre, dan dink ek ons dalk meer assosieer as ons dink aan ons kinders, nê, as pa en ma vir die naweek weggaan. Is daar iemand wat kan assosieer daarmee vanmôre? Nou, as pa en ma die naweek weggaan, dan verander die huis se dinamika onmiddellik. Amen. Ja, ek sien hier's 'n paar wat inskikkelik antwoord. Paar wat grys hare het wat inskikkelik antwoord en dit sê hulle sal deur die meele, nê. Die dinamika verander, nie. Skielik word sekere dinge uitgestel, nê. Leerwerk kan wag. Kyk, as pa en ma by die huis is en dan moet skorrelgoed gewas word, nee, kyk, dan is daar baie leerwerk. Ek kan nie nou pa, ek moet nou gaan leer, nê. Maar as pa weg is die naweek, dan skielik is daar nie meer so baie leerwerk nie, nê. Skorrelgoed later, beddens word selfs nader na die TV toe geskuif.
As die alarm in die middel van die nag afgaan en pa en ma's by die huis, dan loop pa in die koue oggendure met sy slaapbroekie kaalvoet om die huis en die kerk, en die kinders slaap dwars deur, die volgende oggend staan hulle op, none the wiser, die alarm gisterand afgegaan. Maar boetie, as pa weg is, daai alarm het nog nie 2 keer geskree nie, dan bel hulle en sê, wat moet ons nou maak? Wat moet ons maak? Skielik voel alles groter. Skielik voel alles gevaarliker. Skielik voel hulle alleen. Skielik vat hulle kanse en doen dinge wat hulle nooit sou doen nie, nê. En dan die laaste halfuur voordat pa en ma terugkom en bel hulle en sê, hoor, ons weet net hoe ver is julle, ons is bekommerd, is julle alright op die pad? En dan in die laaste 5 minute, nê, word alles gedoen. Skorrelgoed gewas, beddenstake, in rekordtyd afgehandel, alles gelyk. Hoekom? Het die realiteit verander? Nee. Die realiteit het nie verander, is dieselfde huis, is dieselfde mense, is dieselfde tyd. Maar luister, die teenwoordigheid het verander. En dis presies wat Johannes 1 vers 14 vir ons sê. Hy sê, God sê nie, ek kom kyk van ver af hoe julle dit hanteer nie. Vir baie mense is God 'n God wat nog steeds ver is vandag. Kersfees, maar net weer 'n storie. Maar net nog 'n historiese gebeurtenis wat gevier word met rituele, wat verwyderd is van die werklikheid van dit wat God wil hê ons moet beleef en later in hierdie wêreld gaan uitleef. Vir baie mense is God 'n God wat daar ver is. Jy hoor dit as jy met mense praat en hulle sê, jong, die ou groot baas wat daar bo is. Die ou groot baas, die groot man wat van bo af kyk wat ons doen. En ek wil vanmôre vir jou sê, nee, dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê, en God het vlees geword en onder ons kom woon. Hy het sy tent opgeslaan en hy het besluit om in ons midde, in ons wêreld, in ons lewens te bly. En wanneer God bly, dan word my lewe sy tent. My hart word sy tempel. Hy dag toe hy uitroep op die kruis, dit is volbring, en daai voorhang sal skeur. Sou hy nie langer woon in geboue wat met hande gemaak is nie, maar die skrif sê, sou hy deur die Gees woon in die harte van, die tabernakel van God sou in die hart van die mens wees. God het gekom om te bly. Die woord sê, ek sal julle nooit begewe of nooit verlaat nie. En wanneer God bly, verander dit hoe ek reageer. Wanneer ek glo dat God gekom het om te bly, verander dit hoe ek besluite neem. Wanneer God gekom het om te bly en ek dit glo, verander dit hoe ek krisis hanteer, verander dit hoe ek leef wanneer dinge skeef loop. En wanneer God bly, hoef ek nie elke krisis te hanteer asof ek alleen is nie. Kom kerk. Ek hoor partykeer, en ek gaan nie sê mense nie, want ek is voor in die koor. Ek hoor luister partykeer na myself wanneer krisisse tref. Die eerste dinge wat uit my mond uitkom en wat in my gedagtes is. Luister, as ek glo dat God gekom het om te bly en dat hy nie net gekom het om sy tent op te slaan iewers in ons midde nie, maar dat hy gekies het om sy woonplek te maak in my hart, dan moet my hantering van krisisse anders lyk. Dawid sê in Psalm 23, julle ken die teks, hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, kom Dawid in die Ou Testament geleef, hy het die openbaring van die inwoning van God, maar net gesien in die verte, maar hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want U Here is by my. Hy's by my. As God bly, leef ek nie asof alles van my afhang nie. En as predikant moet ek myself elke jaar wat ons die jaar afsluit en ons terugkyk en ons vooruit stoktyk van 'n skynbaar geestelike jaar waar ons die resultate van dit wat ons gedoen het probeer weeg, moet ek myself herinner dat as God bly, hang alles nie van myself af nie. In Matteus 16 vers 18 sê Jesus vir Petrus, hy sê, Petrus, nadat Petrus die openbaring ontvang het van die Heilige Gees, daardie selfde Gees wat later uitgestort sou word op Pinkster en wat in ons harte, in die tempel van ons gees sou kom woon, en hy sê, Petrus, Bar Jona, rots, op jou, op hierdie openbaring, wat jy so pas gehad het,
van die Heilige Gees en Christus as die lewende woord van God. Hy sê, op hierdie openbaring sal ek my kerk bou en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Kan ek vir jou sê hoeveel keer ek al in die nagte wakker gelê het en nou minder as in my vroeë jare van bediening en geworry het oor die kerk, geworry het oor die jaar, geworry het oor die finansies, geworry het oor die bedieninge. Ek het by 'n plek gekom waar ek besef, dalk was dit omdat ek nie geleef het met die geloof dat God gekom het om te bly. Hierdie is sy kerk. Is nie myne nie. Daai pragtige kinders wat daar langs jou sit, is God se kinders. Is nie joune nie. Hoeveel van ons tyd en ons energie gaan aan die bekommernisse oor die dag van môre. Terwyl God sê, ek het gekom om te bly, ek is reeds daar waar jy nog moet kom. Ek is in die nou, ek is in die verlede, ek is in die hede, ek is in die toekoms. As God bly verander het ook reageer op wat met my gebeur. Wanneer krisisse kom in my lewe, ek kan getuig daarvan, sonder om die boodskap uit te reik vanmôre, 2 nagte met die Here geworstel, bykans 2 maande terug. En uiteindelik, nadat ek vir ure gebid het, geroep het, gevra het, gesoepat het, naderhand deur al die emosies gegaan het, kwaad, en dan is ek kwaad vir die Here, en dan wil ek bagen, en dan quoteer ek tekste, en dan is ek hier, en dan is ek daar. Uiteindelik het die Here my verseker, luister, in jou krisis is ek by jou. Sê, Here, maar ek verstaan nie, hoekom doen U nie dit nie, hoekom doen U nie dat nie, Here, U is dan God, U is dan almagtig, U kan net 'n woord spreek, U kan in 'n oomblik net alles verander, Here, U kan die bladsy net omblaai, en die res van die hoofstuk lyk anders, en ek het tot vandag toe nie die antwoorde nie, en die Here het vir my gesê, eendag, raak jy vir my net rustig, ek is God, ek weet wat ek doen, raak vir my net rustig, want Romeine 8 vers 28 sê, is jou ore oop vanmôre, kind van God. En ons weet, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Hier staan ek vanmôre, kan ek maar buig en vir julle wys. Na al my roep en pleit en bargaining en kwaad, sê die Here, raak jy vir my net rustig. Ek is God. Ek weet presies wat ek doen. Broers en susters, as ons glo dat hy gekom het om te bly, lyk die hantering van ons krisisse anders. Die vleeswording van Jesus is meer as net 'n verhaal. Dit is 'n werklikheid wat ons elke dag kan beleef en 'n wyse waarop hy wil hê ons moet leef. As God so naby gekom het, as hy gekies het om te bly, dan vra Johannes, wat sien ons wanneer ons dan na hom kyk? Hoor wat sê Johannes, laaste punt. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en vol van waarheid. Luister, toe God homself openbaar in die skepping, het hy nie gekom en openbaar volgens menslike verwagtinge nie. Hy het nie gekom en homself met mag kom afdwing, soos wat die seuns van Zebedeus graag wou hê, wanneer Jesus sy plek in Israel op die troon opneem nie. Hy het nie gekom met 'n vertoon wat beïndruk nie, soos wat groot dele van die kerk vandag net 'n vertoning geword het. Eenmaal op 'n Sondag by mekaar kom, waar die gordyne oopgetrek word en die dansers dans en die akteurs verskyn, en dit weer toegetrek word om dan net weer in die wêreld in te gaan, en ons vergeet van God en van sy teenwoordigheid nie. Nee, toe hy gekom het en homself openbaar het aan die mensdom, het hy nie gekom in die gelykvormigheid van die wêreld nie, maar hy het juis gekom in die teenoorgestelde gees en gesindheid van die wêreld. Johannes gaan verder, hy sê, maar toe hy homself openbaar, toe word God se heerlikheid aan hierdie wêreld sigbaar.
Dis die woord wat hy gebruik. Die woord heerlikheid in die grondtaal Grieks is doxa. Dit beteken toe openbaar God, is jy reg, sy innerlike wese en die glans van wie hy is, sy lig. Toe hy kom na die wêreld toe openbaar hy sy lig, wie hy is, sy karakter. Dit word die heerlikheid geopenbaar in nederigheid, Filippense 2 vers 7 en 8, ek gaan nie al die tekste lees nie, julle weet waarvan ek praat. Toe sien ons iemand wat gekom het nie om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Ons leef in 'n teenoorgestelde kultuur vandag, nê, waar almal gedien wil word. Maar toe Jesus kom en sy heerlikheid openbaar, sy innerlike wese, sy heerlikheid, sy doxa, toe kom hy om voete te was. En hy sê, as ek julle Heer en Meester dan gekom het om voete te was, het ek vir julle 'n voorbeeld gelos om dieselfde te doen. Toe hy kom om homself te openbaar, het homself nie in kompromie geopenbaar nie, maar in die gees van waarheid, Johannes 14 vers 6. Toe hy homself in heerlikheid openbaar, het hy homself kom openbaar, verskoon tog, in 'n liefde wat bly gee. In Jesus sien ons hoe God lyk wanneer hy tussen mense woon. In Jesus sien ons hoe God lyk wanneer hy tussen mense woon. Luister hier, as Christus in ons woon, dis my slot oproep tot jou vanmôre. As Christus in ons woon, as ons sê hy het gekom om te bly, dan word wat ander van hom aanskou ook sigbaar deur hoe ek en jy leef. En daarom moet ons besef dat wanneer God bly, sy koms na die wêreld nie net bedoel was om te verander wat ons glo nie, maar ten diepste hoe ons elke dag van ons lewens leef. Sien die progressie, nee, Johannes 1:9 sê, die lig het na ons toe gekom. Johannes 1 vers 14, die lig het in ons kom woon. Matteus 5 vers 14, lig leef deur ons voort. Die wêreld het een beeld van God. Dis ek en jy. Wat sê Jesus? Hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, vir julle kan word. O kind van God. Daarom vra Kersfees van ons nie net dat ons in hierdie tyd opnuut erken dat, soos Johannes sê, die waaragtige lig wat elke mens verlig, aan die kom was in die wêreld nie. Ek dink as Kersfees jaar na jaar net oor die erkenning en herinnering van historiese feite gaan, dan mis ons die hart van sy vleeswording. Luister vanmôre, Kersfees is 'n tyd wat ons as gelowiges opnuut oproep tot 'n oorgawe. Nie net om weer te glo dat Jesus gebore is nie, maar leef ons nog soos mense wat glo dat hy bly. Miskien is jou gebed hierdie Kersfees eenvoudig. En dis die gebed van my hart. As ek dink oor wat Jesus gedoen het, vlees geword het vir ons, dan is die gebed van my hart, Here, as U bly, help my om ook so te leef. Kom bly dan opnuut in hierdie Kerstyd in my hart, maar ook in my huis en ook in my gewone lewe. Kom ons sluit die oë vir 'n oombliekie, dan bid ons saam. Vader, dankie dat ons vanmôre weer kan hoor dat die lig wat die hele wêreld verlig het, nie net aankom was nie, maar hy het gekom en hy het kom woning maak in ons midde. Here, dit was U plan van ewigheid af. Omdat U ons liefhet, omdat U 'n volk op aarde wou hê, die familie, elke een wat in U sou glo, wou U deel hê van hierdie geestelike familie. En Here, U het aangehou om daardie droom te pursue tot in die volheid van die tyd toe U gebore is. En Vader, U het in Johannes 16 het U vir dieselfde gehoor gesê, dat luister, binnekort gaan ek julle verlaat,
Vir 'n kort rukkie is ek fisies in die vlees hier by julle, maar binnekort gaan ek julle verlaat, maar ek gaan julle nie as wese agterlaat nie. Maar ek gaan 'n ander trooster stuur, die Heilige Gees, een net soos ek. Inteendeel, ek self, deur die Gees, wat nie net by julle gaan wees nie, maar wat in julle gaan woon. Here, U het gekom om te bly. En Vader, U woord sê, dat U beloof het, dat U saam met ons sal wees, tot aan die volëinding van hierdie wêreld. U het beloof, dat U ons nooit sal begewe, en ons nooit sal verlaat nie. En kerk, ek wil vanmôre sê, ek weet nie wat jy deurgaan op hierdie stadium in jou lewe nie. Dalk is jy soos een van daardie wat ek op die lys genoem het, wat dalk ingekom het vanmôre. Uiterlik lyk dit of dit goed gaan met jou, maar hier binne is daar 'n stryd en 'n storm wat woed. Dan is die boodskap van Kersfees vanmôre vir jou. God is met jou. God is met ons en hy het gekom om te bly. En hy wil hê jy moet hom elke dag beleef as die God wat kom tent opslaan het in jou lewe. Wanneer jy maandag by die werk kom, weet dat God nie by die kerk gebly het nie, maar dat hy reeds vir jou in die werksplek wag. As jy terug gaan huis toe, dalk na 'n leë kamer of 'n leë sitkamer, weet vanmôre dat jy is nie alleen nie, maar hy het gekom om te bly. En deur sy Gees is hy in jou vanmôre. En is hy aan die werk op 'n manier wat jy dalk nie vanmôre kan sien nie. Op maniere wat jy nie kan verstaan nie. Vanmôre, ja, jy dalk vra soos wat ek ook gehad het eens op 'n tyd, maar dan kom die woord van die Here ook vanmôre tot jou. Weet dit, dat vir die wat God liefhet, dat alles ten goeie sal meewerk, want hy is met jou en hy is met my. Vader, ons wil hierdie Kersdag en die res van die jaar wil ons ingaan met hierdie wete, dat daardie lig wat sy verskyning gemaak het 2000 jaar terug op die herdersvelde, daardie selfde lig is nog hier. En hy is in ons, en Vader, is die gebed van my hart, dat wanneer ons hier uitgaan vandag, dat ons daardie lig wat in ons is, nie onder 'n maatemmer sal sit, 'n lamp op 'n staander, soos wat U sê, sodat niemand dit kan sien nie, maar dat ons lig, die lig van Christus wat in ons is, sal dit skyn in 'n donker wêreld, Here. En sodat daar ook verligting sal kom vir hulle wat dalk nog in duisternis vasgevang is. En dat hierdie wêreld daardie lig, daardie heerlikheid, daardie doxa van God sal sien. Here, nie net in woorde nie, maar Here, deur ons lewens, deur ons liefde, deur ons gesindhede, deur ons elke dag leef in die wêreld waar U ons gesit het. En dankie daarvoor, Here. Vader, so wil ons dan hierdie dag verder in die hand oorgee. Ons wil bid vir die beskerming van ons mense op die paaie waar hulle terug gaan huise toe. En ons wil bid dat U teenwoordigheid ons deel sal wees in hierdie dag, Here. Elke persoon, Vader, dat U nie een persoon sal wees wat sê, ek is vandag alleen nie. Dat selfs al sou daar nie ander mense om jou wees nie, dat jy sal weet en beleef, hy het gekom om te bly. Hy is met jou. Immanuel is met ons. En ons dankie daarvoor. Vader, ons bid seën hierdie dag verder, en mag alles wat ons doen in hierdie dag, Here, 'n geskenk wees van viering vir wie U is en vir wat U vir ons gedoen het. Ons vandag in U vrede en ons dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen.